Prys die Here vanmôre. So die inhoud van die woord vanmôre gaan ons 'n bietjie heeltemal vat na 'n lering. Ons dank die Here daarvoor. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die sakramente van ons geloof. Nou ons weet daar is verskillende sakramente en baie hou vas aan verskillendes of die Bybelse, die Romeinse Katolieke weet daar is 7, hulle hou vas aan die 7. Ek moet ook sê, ek het 'n geneigtheid, ek glo ook daaraan vanmôre om vas te hou aan hierdie, ek gaan dit vir julle verduidelik vanmôre saam met hierdie of in hierdie lering vanmôre, wil ek dit vir elkeen van julle gee, 'n gewyde kerklike gebeurtenis, as teken, hoor, wat beteken dit? As teken en seël van God se belofte en genade teenoor die mens. Hoeveel beloftes het die Here nie nog vir ons nie? En ons doen dit, ons neem hierdie in harte, hierdie is nie vir elkeen van ons onbekend nie, hierdie is vir ons bekend vanmôre. Wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is die werktuig van die Gees. Van die Gees. Met ander woorde, dit is 'n instrument waardeur God die Gees, die gemeente wil verseker van die teenwoordigheid van sy Here tot sy heil. Dis 'n belofte. Dis 'n middel in die hand van die Gees om die beloftes van God aan ons te verseël. En ek wil vanmôre vir jou sê, en om dit te waarborg, die goedheid en die genade teenoor ons, om ons geloof te voed met dit vanmôre. As ons dit nie doen nie, kan ons nie ons geloof voed met dit nie. As ons nie hieraan vashou nie, kan ons nie ons geloof hieraan voed nie. Dit het deeglik met ons liggaam of ons lewe bestaan uit siel, gees en liggaam, 'n geestelike welstand, 'n liggaamlike en 'n geestelike welstand. Hierdie unieke manier waardeur ons gekonfronteer word, hierdie onopgewonde liefde en genade van God in Christus Jesus. En ek weet vandag, ons beleef dit, ons verstaan dit, maar daar is net tog so 'n stemmetjie wat sê, nee, maar die Here wil nie vir jou eintlik goed wees nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, gelowige, ek en jy het hierdie sakramente nodig. En ons het nie altyd nodig om hierdie sakramente te verstaan voordat hy die seën daarvan kan ervaar nie. Wat beteken dit vanmôre? Ons moet dit net in die geloof ontvang en gebruik. Nou die plaaslike kerke of die kerkorganisasies het sekere sakramente en reëls in plek gestel, maar vir my besef ek net een ding vanmôre. Die woord, wat is die woord? Die opgestaande Jesus Christus. En sakrament maak die teenwoordigheid van Christus 'n werklikheid. Nie net vir sekeres nie. Nie net vir sekeres nie. Elke een van ons het dit nodig. Die een teenoor die ander een het nodig om die volle radikale werklikheid van Christus se teenwoordigheid by die kerk te openbaar. Hoor gou mooi. Die een kan gevolglik nie sonder die ander een nie. Die een kan nie sonder die ander een nie. Nou kom ons kyk na die eerste ene. Ons kyk vanmôre na die nagmaal. Die nagmaal. Vir my 'n belangrike verseelde sakrament. Nou kom ons lees gou saam. Jy kan sommer op die skerm saam met my lees uit 1 Korintiërs en jy kan dit merk daar uit die 11de hoofstuk. Vanaf vers 23 en 25. Hoor wat sê die woord van God. Die woord van God. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Wie is hier aan die woord? Paulus. Paulus aan die gemeente van Korinte. Hy skryf dit aan die kerk. Hoekom sê hy ek het dit geneem? 'n Apostel wat opgeneem was tot in die 3de hemel. So hy skryf hierdie verborgenheid, hy skryf vir ons hierdie, kyk gou mooi, ons lees altyd, ek lees dit uit Matteus, dis vir my mooi. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het,
dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in die bloed, dat dit so dikwels, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nou die sakramente in die verbond, en dan ook aan die Nuwe Testament. Geliefdes, ek wil hê jy moet raak lees vanmôre. Hoor wat sê vers 24. Hoor dit, merk dit. Hierdie is 'n verseelde belofte. Doen dit tot my gedagtenis. Hoor daar. Dit is soos wat die Here vir ons sê daar in Johannes 6 vers 53. Hy sê voorwaar. Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Nou as ek 'n boek kon skryf, dan sou ek seker gesê het, as jy dit nie doen nie, is jou bestaan maar gelykvormig aan 'n suurstofdief nie. Is dit nie? Hierdie is kragtig, hoor baie mooi. Johannes 6:53, merk dit vanmôre. Hy sê, ek so voorwaar, ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens nie eet en sy bloed nie drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Die lewe is in die bloed, nie in die wyn nie. Dis in die bloed. Hierdie is die dae van die afvallige kerk, die geboortepyn. Weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou sê, daar is selfs predikers, glo my, of predikers glo nie meer in die krag van die heilige nagmaal nie. Glo jy nog daaraan? Die nagmaal is ongelooflik belangrik. Die tweede sakrament waaroor ek wil vanmôre praat is die doop en kindertoewyding. Die doop en kindertoewyding. En daar kan jy saam met my lees uit die boek van Matteus, die 3de hoofstuk 13 en 15. En dan kyk ons wat sê die skrif. Nie wat sê die prediker nie. Wat sê die skrif? En toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Hoor dan. Maar Jesus het geantwoord in vers 15, en Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. So wat beteken dit? Christus vanmôre, geliefdes, het nie sy bloed minder gegee vir die reiniges, of vir die reiniging van die kinders van gelowiges as vir die volwassenes. Met ander woorde, as ek gaan lees in Markus 10 vers 14, laat die kinders na my toe kom, sê die woord van die Here, en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Nou hier is my vraag rondom die sakramente in die kerk, is net 'n vraag. Waar het die kerk dan die verdeeldheid gebring, dat die kinders nie deur hierdie nagmaal of deur hierdie kindertoewyding of doop selfs, tot wanneer is jy 'n kind? Ek weet ook nie meer vandag nie. Kinders word mos slim gebore en groot gebore en ja, graad 1 is jy al hoofseun en sulke tipe goed, en klaskaptein en ja, die Here is wonderlik. Maar is so. Hoor gou mooi. As ek hierdie lees, dan sien ek maar die Here het geen onderskeid nie. Een ding wat ek hier kan sê is, hy sê, moenie die kinders verhinder nie, want aan sulkes behoort die koninkryk. Ek en jy moet die koninkryk soek. Ons moet seker maak dat ons nog by Jesus gaan uitkom. So ek wil hê jy moet iets verstaan. Moet hulle nie verhinder om aan die nagmaal en aan die doop of aan die kindertoewyding, alhoewel ons kindertoewyding doen, want ek glo persoonlik vanmôre, alhoewel kindertoewyding nie 'n sakrament is nie, glo ek vanmôre dat iemand selfs eers tot bekering moet kom en hom dan laat doop. Dis wat die woord sê. Amen. Kom ons kyk gou-gou. Want al is jy 'n babietjie, al is jy 'n kind tot op 'n ouderdom, sê die woord, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel.
moet hulle nie verhinder nie. Die doop is God se seël. So julle wat bekeer is en nog nie julle doop het nie, omdat jy te veel issues het, kom oor jou issue. En begin 'n bietjie te ding wat God wil hê. Die doop is God se seël, maar nie nou in die winter wil doop nie. Okay. Die doop is God se seël wat nou bevestig. Hoor gou mooi. Dat ons vir ewig aan hom behoort as sy kinders. Ons lê ons ou lewe af. Dis ek sê altyd om dit so te verduidelik, is 'n waterbegrafnis. Dis 'n waterbegrafnis. Jy bære jou ou of jy begrawe jou ou sondige lewe. Jesus het jou 'n nuwe lewe gegee. Die volgende sakrament waaroor ek wil praat is een van God se heilige instelling. Die huwelik. Die huwelik. In Genesis 2 vers 18 en 24 lees ons hierdie twee belangrik is. Daar is 'n paar, ek haal net vanmôre vir jou hier en daar iets uit, sodat jy dit kan verstaan. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Wat by hom pas. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Hoor gou mooi. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat. Is julle met my? En sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Die heilige instelling van die huwelik is vir God ongelooflik belangrik. Dis baie belangrik. Dis 'n sakrament. Want dit is 'n opbouende manier van hoe ons mekaar kan opbou en mekaar kan versterk en saam met mekaar kan loop. Die volgende sakrament waaroor ek wil gesels is bekering en belydenis. En hier kan 'n mens 'n bietjie stil staan en hier kan ek lank praat, nie onbekend by julle nie. Amen. Kan ek vra om saam te lees? Kom ons lees gou uit die boek van Spreuke. Lees saam met my gou uit die boek van Spreuke uit. Spreuke 28. Kom ek haal vir jou een vers uit hierdie gedeelte uit. Spreuke 28. Spreuke 28 en ons gaan daar lees vers 13. Is julle daar? Hoor wat sê hy? Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie. Dankie vir julle wat bekeerd is. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Geliefdes, ek wil vir 'n oomblik stil staan rondom dit as 'n bekeerling van God. En as jy sê jy's 'n kind van die Here, beteken dit nie dat die genade van die Here 'n versoeningsdeksel is vir jou om aan te hou sonde doen en verdeeldheid te bring in jou eie lewe nie. Hoor gou mooi wat sê die skrif. Hoor wat sê die skrif. Hy sê hierso vir my en vir jou vanmôre, as hy sy oortredinge bedek, sal hy nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So met ander woorde, hy maak 'n 180 grade draai. Hy gaan nie net terug elke dag en sê, Here sal my vergewe, die Here wil my vergewe, dit is wie die Here doen nie. Hy laat staan dit. Hy laat staan dit. En nou wonder ek baie kere, in baie mense se lewe, hoekom gaan dit nie so voorspoedig met jou nie? Hoekom gaan dit nie so voorspoedig met jou? Kom ons wees eerlik. Kom ons praat vanmôre die waarheid. Bedek jy nog sekere oortredinge? Of het jy dit bely en laat staan? Annie, het jy al barmhartigheid gekry by God? Het jy? Prys die Here. Nou is hy wakker. Annie, so gaan nie wegraping op plaasvind. Bah, as jy gaan. Johannes 3 vers 3 voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, sal hulle die koninkryk van God nie beerwe. Amen. Ek wil jou bemoedig vanmôre, bekering beteken om
om by God in te pas, om die wil van God te doen en te sê, Here, ek is die klei, is die pottebakker, vorm my. Dit beteken om baie goed te laat staan en te laat gaan in jou lewe. Weet jy wat sê Sagaria 1 vers 3? Sagaria praat, dan kom die profeet, dan sê hy, so spreek die Here. Hoor wat sê hy, so spreek die Here. As julle terugkeer na my toe, sê God, sal ek terugkeer na julle toe. En ons sien dit in Jakobus ook, in die boek van Jakobus, 'n belydenis 180 grade om dit te laat staan. OK, volgende sakrament, vas in gebed. Vas in gebed. Kom ek praat oor gebed. 1 Tessalonisense 5 sê die woord bid sonder ophou. Ek het nie hier verse ingesit nie, daar's ongelooflik baie mooi verse. Ek dink mense sal 'n onderskeid tref met hierdie ene. Maar weet jy wat, om 'n vas en 'n gebeddag uit te roep, om sekere dinge te doen. Ek dink kind van die Here, jy moet al op 'n punt in jou lewe wees waar jy nou is, dat jy ten minste een dag 'n week 'n vasdag maak. Al is dit van 6 tot 6 of sekere dinge wat jy moet doen, maar jy moet al op 'n punt kom waar jy kan sê, maar weet jy wat, ek moet vas. Ek moet met die Here praat. Ek het iets om met die Here ek moet met die Here 'n dialoog voer. Ek het 'n tweegesprek om skrif te kan bid, om sekere dinge te kan doen, om te kan sê, weet jy wat, ek glo jy moet al op 'n punt wees waar jy met jou Bybel loop en waar jy jou huis salf. Almal hoef jou nie te sien nie, man. Amen. Almal hoef jou nie te sien nie. Die woord sê, hy wat in sy binnekamer ingaan, wat bid tot die verborgenheid, en God sal jou vergeld in die openbaar. Hoor jy? Hoor jy wat sê hy? Hoe lyk jou gebedslewe? Weet jy, daar's predikers selfs wat hulle gemeente leer, is nie meer nodig om te vas nie. Vas is verbond. Vas is in die ou tyd, dis nie meer nodig om dit te doen nie. Daar is nie meer tyd nie. Pas op, in die laaste dae, hoor wat sê die woord. Lees saam met my 1 Johannes 4, die welbekende 1 Johannes. Kom ons kyk gou wat sê hy. Ons ken hom. Ek wil net gou weer vir jou sê, ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. 1 Johannes, die 4de hoofstuk. Hy sê daar, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Gaan kyk 'n bietjie wat sê hulle vanmôre vir jou. Hieraan ken julle die gees van God. Ken jy die gees van die Here? Ken jy die krag van God? Jy moet nie volgende Sondag mis nie. Volgende Sondag moet jy iemand nooi. Volgende Sondag. Die Here is al besig. Die Here is al besig. Ek sê gou vir Tommy, ek het nog nie eens vir Monja gesê vanmôre nie, maar ek het so 'n amazing droom gehad. Ek het gedroom, ek bid net in tale. Ek sê wie nogal saam met my in my gebed was 'n Dr. Rodney Howard Brown. En ons bid net in tale en ons is net in tale en dit is wonderlik. Jy weet, wanneer kom so 'n droom weer ooit oor jou pad? Wanneer? Seek the kingdom, soek God. Bid en vir jou sal gegee word, klop en vir jou sal oopgemaak word. Vas, doen 'n vas, doen iets, doen net iets, kom net by die Here. Kom net by die Here. Bekeer jouself. Bekeer jouself. Kom by die Here uit vanmôre. Kom ons kyk gou na die volgende sakrament. Salwing van die siekes. 'n Salwing, dit is wat die Here vir ons gegee het. Hy sê vir ons in Jakobus, kom ons lees gou Jakobus. Kan ons dit gou saam lees? Kom ons lees Jakobus die 5de hoofstuk. Kom ons lees dit vanmôre saam. Hy sê die eed, die gebed, die bekering, hy praat van daardie gedeelte met ons. Hy sê, wees dan geduldig broeders in vers 7 tot by die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en die geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reëns ontvang. Hoor wat sê hy in vers 8 van Jakobus 5. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Is naby. Vers 13, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid? Here, maar ek verstaan nie, man. Ja, ek verstaan nie, Here. Die mens wil hê, mense moet vir hulle bid, hulle wil nie self bid nie. Hulle soek die hand van God, maar hulle soek nie die hart van God nie. Hulle soek nie u hart nie, hulle soek die hand. Keer hulle af, Here. Keer hulle af. Hou die toorn op hulle, dat hulle kan besef waaroor gaan dit.
Ek weet nie hoekom word ek so gestraf nie. Kom ek sê gou vir jou, want jy's vol salwing. Jy het 'n anointing. Het jy gedink as jy 'n salwing het, dat alles net smooth gaan loop? Ja. Nee, dan sien jy die Bybel en die woord van God verkeerd. Is jy gewaarborg dat alles net eenvoudig lekker gaan wees? Nee. Hoekom? Wag vir volgende Sondag. To be continued. Ja. Prys die Here, man. Is daar iemand onder julle wat ly? My Bybel sê laat hom bid, maar jou Bybel sê seker laat die pastoor bid. Laat die diensknegte bid of laat die bidders bid. Ek weet nie. Hy sê laat hom bid. Is iemand opgeruim, laat hom 'n psalm sing. Daai is mooi. Ek hoop jy sing as jy opgeruim is, of nie opgeruim is nie, moet jy sing. Al sing jy ook soos Uriel, sing net man. Ek dink Uriel strek bietjie klein onderbroekies aan. Sorry Uri, maar jy moet baie keer let go. Jy weet, ons moet maar kyk na die goed. Is daar iemand siek? Hoor wat sê die woord. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Wat beteken hierdie siek? Ja, liggaamlik, maar geestelik ook. 'n Verandering kom daardeur, deur die salwing van die Here. Dan sê hy hierso, bely mekaar weer eens julle misdade. Hy sê dan ook hier vir my en vir jou, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n geregverdige het groot krag. As jy ingeplak is by Jesus, hoor gou mooi vanmôre, en jou onderskeidingsvermoë van God is daar, sal die Here jou lei. As die Here sê, moenie bid nie. Hoor, luister wat ek jou sê vanmôre. Gaan kyk 'n bietjie na die seuns van Skeba. Stuur hulle na die dorre plekke, maar hulle sal 7 keer erger terugkom. Moenie net in 'n vertrouling ingaan. Moenie laat iemand net vir jou sê, kom en dit nie. Hoor wat sê God, hoor by die Here. Altyd, hoor eerste by die Here. Moenie net doen nie. Maar op sal jy my huis kom afsalf, ek sien goed hierso. Nee. Partykeer stap jy daar in, dan is daar niks nie. Ek dink die goeds in jou kop. Sorry, maar dit is so. You need to go with authority. You need to go with the Spirit of God. Nie wat iemand vir jou sê nie. Baie dankie dat julle vanmôre saam geluister het na die sakramente van die Here. Mag die salwing en die krag van die Here. Doen nagmaal. Doen dit so dikwels as wat julle kan. Daar lê vir jou 'n belofte en 'n verseëling in hierdie lewe. Tyd is uit. Tyd is daar. Ons moet dit doen. Ons moet besig wees met die dinge van die Here. Here, dankie vanmôre vir 'n salwing. Dankie vanmôre vir die krag van God wat oor elke een is vanmôre. Dankie vir die gehoorsaamheid, die hoorbare woord vanmôre. Dankie dat ons uit dit kan leer, Here. Daar is niemand soos U. Niemand soos U nie, Here. Niemand wat sondes kan vergewe nie. En ek voel vanmôre in my hart. Ek dink is belangrik om, al is jy 'n bekeerde van die Here, hoor gou mooi, nou moet jy my reg verstaan. Vanmôre moet jy dalk van iets, 'n sonde, 'n lyding bekeer. Die nuwe naam is 'n verslawing of 'n sonde wat heeltyd opkom in jou lewe. En dis nie as gevolg van omdat jy daarvoor vra nie. Maar miskien is dit nou tyd dat jy van dit bekeer. Jy het God se krag en die Heilige Gees se krag nodig vanmôre. Elke oog gesluit. Wil jy nie net saam met my staan nie? Ek wil nie vir jou vra wat is jou sonde of waarvoor jy jouself bekeer nie. Die woord sê laat hom bid. Ek gaan saam met jou bid, maar jy sal agter my bid, jy sal vra vir die Here. Staan saam met my. As jy vanmôre sê ek het iets wat ek nodig het om te bekeer. Al is jy 'n bekeerling. Al is dit iets soos geduld, al is dit iets soos woede, al is dit iets soos twyfel, al is dit iets soos minder geloof, al is dit iets soos 'n klein gelowig.
Miskien struikel jy, miskien bly jy struikel, miskien bly jy struikel oor hierdie sekere onderwerp of hierdie ding in jou lewe. Miskien is dit waarmee jy sukkel vanmôre. Miskien is dit 'n dwaalende oog. Miskien is dit gedagtes. Miskien is dit enigiets in daai opsig. Wil jy nie net staan saam met my vanmôre? Staan saam met my vanmôre. Die Here verwerp jou nie, man. Jy kan ek sê ek is wedergebore, ja, jy is wedergebore, maar hierdie sonde bly die hele tyd net in jou lewe opkom. Toep, dan jy weer sien is hy daar. En nou moet ons van hierdie sonde af bekeer vanmôre. O, Here Gees van God. Here druk op my hart trots. Wil jy nie gou staan nie, jy het soveel trots in jou. Jy het soveel trots in jou. Hier is iemand, kom. Jy weet jy moet dit laat staan. Jy weet jy moet dit bely vanmôre. Staan saam. Staan saam vanmôre. Miskien het jy nodig om net na iemand toe te gaan en te sê vir daai persoon, ek is jammer, maar die trots is tussen jou. Daar's 'n skeidsmuur tussen jou en daardie vergifnis. Daarom kan jy nie een van die belangrikste sakramente doen nie. Jy kan nie nagmaal gebruik nie. Staan saam met my. Staan saam met my. Kom ons bly binne voor die Here. Die wat sit, ek weet nie hoekom bid jy nie. Ek hoor jou nie bid nie, jy moes al gebid het. Jy moes al gebid het. Jy moet in aanbidding kom voor die Here. Die Almagtige. Weet jy wat sê God vir Moses? Hy sê trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Hy roep 'n skaapwagter. Vanmôre roep die Here jou. Hy roep jou. Here, vir elkeen wat staan vanmôre, kom ons nou soos wat die woord vir ons sê, nie uit vlees nie, ons kruisig die vlees vanmôre. Ons kom vanmôre omdat ons U nodig het, Here. Help ons, Here. Ons eerstens veroordeel nie onsself nie. Here, maar ons het hierdie sonde wat die hele tyd in ons lewe opkom. Ons wil vanmôre van dit afsien, ons wil dit bekeer vanmôre, Here. Ons wil nie meer twyfel nie, Here, ons wil nie meer ongeduld hê nie, Vader. Here, ons wil vanmôre die vrug van die Gees najag. Ons is kinders van die Here wat soeke is na U, Here. Want sonder U is ons vanmôre verlore. Die woord sê, die goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. Maar Here, ek het vanmôre U nodig. Ek het U nodig. Psalm 91, beskerm my, Here. Beskerm my gedagtes vanmôre. Ek spreek hierdie sonde aan, ek bind dit in die naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam. Here, ek vat vanmôre die bloed. Die krag lê in die bloed, Here. U het gekom om my vry te maak. Ek spreek dit aan, ek bind dit vanmôre, Here, hier op aarde. Daar is nie 'n plek nie. Weet jy, ek wil hê jy moet vanmôre hoor, jy moenie hierdie sonde van jou 'n naam gee nie. Gee hom hierdie naam, die naam is Jesus. Jesus Christus, die naam bo elke naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Verwyderd is jou werke in my. Bind jou werke. Jy kom om te steel, om te slag en te verwoes. Maar Jesus, die ware seun van God, die opgestaande Jesus Christus het gekom om my 'n lewe in oorvloed te gee. Nou sê ek vir jou vanmôre, jy voed nie meer hierdie sonde nie. Maak klaar met hierdie sonde, maak klaar met dit. Staan vas op die rots, soos Petrus vasgestaan het. Het jy my lief, vra Jesus? 3 keer. 3 keer. As jy Jesus lief het vanmôre, opreg lief het, staan op sy woord. Staan op sy fondasie. Amen. Baie dankie julle. Kom ons neem ons plekke. Ons eer die Here vanmôre. Dankie dat julle vanmôre by dit is en doen dit nie weer nie. Ons kom vanmôre by dit.
maak klaar met hierdie dinge. Nou kom ons staan, dan sluit ons af met 'n lekker liedjie. Yes. Julle moet 'n lekker Sondag hê. Julle moet 'n lekker Sondag hê.